Hallo maats, dit is allemaal werklik lekker om te weet. Ek kan met julle gesels terwyl julle in julle huise is en ek is in my huis, maar dit sou baie lekkerder gewees het as ek vir julle soos by die kinderkerk 'n vet rukkie kon gegee het. En dan gaan ons weer by die kinderkerk met mekaar kan speel en speletjies speel en sing en alles doen wat ons altyd by die kinderkerk doen. Maar julle moet asseblief saam met die lesie luister en worship en alles doen wat julle altyd saam met ons doen. Hallo julle, baie welkom by Doxa Kids Online. Ek is baie opgewonde oor vandag se les. Wil julle raai waaroor gaan vandag se les? Dit gaan oor Saggeus. Ken jy vir Saggeus? Wel, as jy nie doen nie, gaan ons vandag bietjie leer oor Saggeus. So ek wonder soms hoe het Saggeus gevoel toe hy al hierdie skare hoor, mense hoor wat sing, hande klap en so opgewonde is oor Jesus. So ek wonder wat het hy toe gedoen? So Saggeus het in 'n boom gesit sodat hy boor almal kan sien, want hy was te kort om Jesus te sien waar hy gestaan het. So soos wat Saggeus in die boom gesit het, het hy gekyk en gesoek en toe die volgende oomblik toe hoor hy net sy naam. Ek wonder of hy geskrik het. As ek my naam hoor, sal ek skrik en toe hy afkyk. Toe is Jesus daar. Toe staan Jesus daar en strek sy hand uit na Saggeus en sê, "Vat my hand, Saggeus." Ek dink Saggeus was seker baie verbaas want hoekom wil Jesus sy hand vat? En Jesus sê van, "Saggeus, ek wil by jou kom kuier." En al die mense kyk so en wonder maar hoekom wil Jesus by hierdie man kuier? Saggeus het geld gesteel by mense. Hy was regtig soos 'n dief, 'n slegte mens. En dan kies Jesus om by hom te gaan kuier. Maar Jesus het meer geweet. Jesus het geweet dat Saggeus eintlik 'n goeie mens. So Jesus wou saam hom kuier net om vir hom te wys dat dit maak nie saak wat hy gedoen het nie. Jesus wil by hom wees. Hy wil saam hom kuier. So dit maak nie saak hoeveel foute ons maak nie. As ons vir Jesus soek, dan is hy daar. En jy kan enige tyd saam met Jesus kuier. Nadat Jesus by Saggeus gekuier het, het Saggeus besef dat dit wat hy gedoen het is verkeerd en hy wou dit regmaak. So alles wat hy gevat het, het hy 2 keer, 3 keer, 4 keer meer terug vir die mense gegee. En Saggeus het sy lewe net so omgedraai. So al maak ons foutjies, het ons nog steeds 'n keuse om dit te kan regmaak of nie. So ek hoop dat jy onthou vandag se les en ek hoop jy onthou dat net so Saggeus maak ons soms foute, maar ons kan dit altyd regmaak en Jesus wil altyd saam met ons kuier. Ons lees die storie van Saggeus in Lukas 19 vers 1 tot 10. Die storie van Saggeus. Saggeus was 'n tollenaar en het by mense gesteel. Eendag toe het Saggeus iets gehoor in Jerigo. Jesus was op pad en hy wou baie graag vir Jesus ontmoet het. Hy was te kort, so hy moes in 'n boom klim. Toe hy in die boom sit, het Jesus na hom toe gestap en gesê, "Saggeus, kom af, ek wil by jou kuier." Mense was geskok, want hulle kon nie verstaan hoekom Jesus by Saggeus wou kuier. En Saggeus het toe vir Jesus gesê, hy sal die helfte van sy goed vir die armes gee en dit wat hy gesteel het, sal hy 4 dubbel teruggee.
Romeine 5 vers 8. Christus het gesterf om ons te red, toe ons sondaars was. Daarom weet ons dat God baie lief is vir ons. Romeine 5 vers 8. Christus het gesterf om ons te red, toe ons sondaars was. Daarom weet ons dat God baie lief is vir ons. So Jesus het vir Saggeus gevra dat hy by hom wil kom koffie drink. Baie mense het gedink, maar Saggeus het ons soveel slegte goed gedoen. Maar Jesus het nie dit gesien nie. Jesus het die goeie goed gesien wat Saggeus gedoen het. En Jesus wil saam ons koffie drink. En ons kan elke dag saam Jesus koffie drink as ons wil. Liewe Vader, net soos in Saggeus se storie, kruip ons soms weg vir ons sondes want ons kry skaam, liewe Vader. Maar dankie dat U Jesus gestuur het en vir ons gewys het dat ons nie skaam hoef te voel nie en dat dit nooit te laat is vir ons om iets reg te maak nie. Dankie dat U vir ons gekruisig was, Here. Dankie dat U ons sondes kom skoon was het en dankie dat U opgestaan het vir ons. Help ons om elke dag soos U te kan lewe op aarde. Amen. Ek hoop julle die les so baie geniet soos wat ek het vandag. Nou gaan ons opstaan en saam sing. Daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die see en valleie. Daar's niks wat my God nie kan doen. In die aarde loof sy heilige naam en ons almal sing saam. Ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot. Ja, my God is so groot en ons kan dit glo dat hy in ons harte wil bly. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die see en valleie, daar's niks wat my God nie kan doen. In die aarde loof sy heilige naam en ons almal sing saam. Ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot en ons kan dit glo dat hy. Ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot en ons kan dit glo dat hy in ons harte wil My God is so groot in my tyd van nood. Daar is niks wat my God nie kan doen. Hy is die een vir my, ja, hy bly in my. Daar is niks wat my God nie kan doen. My God is so groot in my tyd van nood. Daar is niks wat my God nie kan doen. Hy is die een vir my, ja, hy bly in my. Daar is niks wat my God nie kan doen. Ja, my God is so groot. Hey, 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 ja, my God is so groot en ons kan dit glo dat hy in ons harte wil bly. So wat jy nodig het is 'n toiletrol, gom, skêr en groen papier. So eers gaan ons in die toiletrol net 'n stukkie uitsny. Daarso en daarso. Vra vir mamma en pappa om jou te help as jy te klein is. Dan gaan ons hierso vir ons 'n boom uitsny. So jy kan hom sny net soos jy hom wil hê.
Dan as jy klaar die blare uitgesny het soos wat jy die boom wil hê, dan sit jy dit binne in jou toiletrol. En dan het jy 'n boom sodat jy vandag se les oor Saggees kan onthou. Maats, het julle die lesie geniet? Dit was amazing, nee. Ek hoop julle gaan 'n baie lekker week verder hê en asseblief luister vir mamma en pappa en doen julle huiswerkies want ek weet julle moet homeschooling doen omdat ons van die huis af moet werk. So geniet dit en werk hard saam. Ek weet julle is verskriklik gehoorsaam. Julle is die soetste kinders in die wêreld en ek weet julle mamma en pappa sukkel nie met julle nie. Kom ons bid gou-gou. Liewe Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om saam met hierdie kindertjies te kon bid vandag en saam met hulle 'n lesie te kon doen. Liewe Here, dankie dat U elke dag nog steeds vir ons by so lief U vir ons is en dat U nog elke dag, al is ons ver van mekaar af, ons handjies vashou en ons deur elke dag dra. Dankie Here vir die groot liefde. Amen. Maatjies, sien julle volgende week. Lief vir julle en ek mis julle. Two bits. Love you to the moon and back.